Hartklop van die Parels deur Elsje Stander. Episode 5: Die brief en die boodskapper. Daar is geen teken van tegnologie in die kommandeur se kantoor nie, slegs boeke met dik leeromslae, kaarte met die hand ingekleur en die geur van ou denneolie wat nog in die houtse grein sit en in die lug hang. Op die lesenaar lê 'n koevert met 'n gebreekte wasseël en die kommandeur se vingertoppe hou die oopgevoude brief vas. Hy lees stadig, eerbiedig elke woord, asof elke reël eers in herinnering ingeweef moet word voordat hy kan voortgaan. Liewe Gideon, as die jare wat aanstap en die gesondheid wat wankel nie in my pad gestaan het nie, sou ek graag die eiland nog een keer wou besoek het. 'n laaste blyk van dankbaarheid aan jou. Vir jare het ek verlang om jou weer te sien, en ook vir haar, een van wie ek amper 30 jaar gelede afskeid geneem het. Ek het dikwels gewonder, hoe lyk sy nou? Maar tot my diepe spyt beskik die van ons wat my leeftyd bereik het nie altyd oor die krag vir lang reise nie. Ek vra dat jy hierdie jong man as my verteenwoordiger sal aanvaar. Sy naam, soos hy jou sal meedeel, is Lucien Marais. Hy het voor my oë groot geword. Ek ken sy ouers en sy omstandighede goed. Ek het volle vertroue in hom as 'n waardige draer van my groete. Ek vra dat jy hom sal inlig oor jou eie welstand en ook oor Sandrine. Sy wat oor al die jare heen naby aan my hart gebly het, gemerk deur die sekelmaan op haar skouer. Is dit nog sigbaar of het dit met tyd vervaag? Hoe gaan dit met haar? Het sy al die grasie, elegansie en bekoring van haar oorlede moeder geërf? Ek vra dat jy my boodskapper goed sal behandel en om die kans sal gun om die lank verwagte nuus na my terug te bring. Ek het nie aan die jongman gesê wie Sandrine werklik is of waar sy vandaan kom nie. Hy mag dit nooit weet nie. Nie hy nie, en ook nie sy nie. Jy en ek alleen sal dit weet. En die eiland. Ons sal dit saam graf toe neem. Eers dan kan wat eens verkeerd geloop het, reggemaak word. In die toekoms. Innige groete, Isabeau Morel. Die kommandeur vou die brief stadig toe, maar praat nie dadelik nie. Hy bly staan, hand op die rand van sy lesenaar en staar deur die venster, dieselfde venster wat Lucien se aandag 'n rukkie gelede gevange gehou het. Nou ja, sê hy uiteindelik, sy stem grof en effens verweer soos dryfhout. Jy ken die dame, Isabeau Morel? Lucien glimlag. En wat 'n dame is sy nie? Byna 70 jaar, maar nog steeds die room van Alderhaven, 'n aristokraat met 'n palet so verfyn dat wyn daarvan bloos, en die geur van haar parfuum, soet en sag soos jasmijn op 'n briesie. Gideon lag bykans onhoorbaar. 'n Lag wat nie sy oë bereik nie. Sy het nooit parfuum gedra nie. Daardie geur was altyd van die blomme uit haar tuin. Sy het dit in haar jas se sakke gedruk. Lucien hou sy kop effens skuins. So, u het haar goed geken? Eens op 'n tyd, antwoord Gideon, toe na 'n oomblik. Die brief gaan oor 'n meisie. 'n Meisie? Vra Lucien gemaak verbaas. Die kommandeur knik. Ja, 'n meisie, gemerk deur die maan. Familie, al is dit maar ver langs, derde, vierde geslag, miskien verder, niemand weet regtig nie. Isabeau sou self nie van haar geweet het nie, was dit nie jare gelede vir my nie. Lucien vryf met sy vingers oor sy ken. Sy het vir my gesê, jy sal my aan iemand voorstel, geen besonderhede nie, net dat ek groete moes oordra en na die persoon se welstand moes verneem. Dan frons hy. Die maan? Ryf kyk na Lucien oor sy skouer, sy gesig half verlig deur die lantern se gloed. Daar's 'n geboortemerk, sê hy sag, in die vorm van 'n sekelmaan, klein op haar skouer, nie maklik sigbaar nie, tensy die wind haar hare net reg lig. Lucien verstar.
Nie erkenning nie, maar iets anders, 'n beweging, 'n band tussen kaart, herinnering en iets naamloos wat skielik styf trek. Sy dra dit, gaan Gideon voort, asof die eiland dit op haar vel gegraveer het. Dis so ek haar herken het destyds, nie deur 'n naam nie, nie deur afkoms nie, maar deur daardie merk onder 'n oesmaan. Lucian se stem word sagter. Indien dit u nie verontrief nie, sal dit vir my 'n plesier wees om die groete persoonlik te gaan oordra. Vanaand nog, indien moontlik. Môre, wanneer dit u pas, ek is in u hande. Gideon kyk hom lank en deurdringend aan. Mademoiselle Sandrine is ongesteld. Jy sal my moet toelaat om die groete namens jou oor te dra. Ag nee, jammer om dit te hoor. Ek hoop dit is nie ernstig nie. Die kommandeur gaan sit weer en begin met 'n stadige, onreëlmatige ritme op die lesenaar klop. Haar gesondheid wissel, veral hierdie tyd van die jaar, wanneer storms nader kom en die eiland se weer onaangenaam raak. Dit is al lank 'n bekommernis en as haar voog moes ek haar al dikwels van besoekers weghou, meer as wat ek wou. Lucien knik en kyk na die toegevoude brief. Isabeau sal dit met hartseer aanhoor, maar ons bly nog 'n rukkie. Die reis was lank. Ruit staan op en stap weer na die venster toe. Hy kyk na die baai, waar die skepe nou in stille afwagting dryf en waar walvishaie vroeër daardie dag nog rituele boë onder die golwe getrek het. Buite het die gety teruggetrek en die geruis van die branders klink verder weg. Maar Lucien kon voel, iets lê in afwagting onder die oppervlak. Iets tussen 'n sug en 'n gedagte het in die lug gehang. Lucien wag, dan praat Ruith weer. Dit maak sin om nie nou al vir Isabeau boodskap te stuur nie. Jy is sekerlik ingelig. Elektroniese boodskappe van en na hierdie eiland gaan selde deur. Daarom ook die brief, met die hand geskryf, in persoon afgelewer. Dis die enigste soort boodskap wat verseker werk. Hy draai effens om. En aangesien jy bevestig het dat jy nie haastig is om te vertrek nie, is daar geen dringendheid wat Sandrine betref nie. Ek weet waar jy tuis gaan. Dis 'n klein eilandjie. Wie weet wat nog kan gebeur. Hy bly stil en keer weer sy rug op Lucien. Ek hoop jy het 'n goeie aand, Monsieur Marais. Gregory sal jou uitlaat. Word vervolg.